Mens lees baie keer uit die woord van die Here uit Lukas 1. En dan begin 'n mens by vers 5. Die tyd wat die engel die eerste persoon besoek het om te sê iets begin gebeur. Maar het is baie belangrik om te hoor en te luister wat Lukas van die begin af geskryf het. Hy rig hierdie brief dan ook aan Theophilus, is 'n amptenaar aan wie hy geskryf het. En ek wil lees uit Lukas 1 van vers 1. Ons gaan lees tot en met vers 14. In my Bybel, Nuwe Testament, Nuwe Vertaling 2020, bladsy 66. Hy skryf, baie mense het reeds hulle hand daaraan gewaag om 'n verhaal saam te stel oor dit wat onder ons tot vervulling gekom het. Soos die mense wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was, dit aan ons oorgelewer het. Daarom, geagte Theophilus, het ook ek dit goed gedink om alles self, stap vir stap van vooraf, noukeurig te ondersoek en dit in volgorde vir u neer te skryf, sodat u verseker kan weet dat die onderrig wat u oor hierdie gebeure ontvang het, betroubaar is. In die tyd toe Herodes koning van Judea was daar 'n priester in die diensgroep van Abia met die naam Sagaria. Sy vrou was uit Aaron se nageslag, haar naam was Elisabeth. Hulle was albei regverdig in die oë van God en het onberispelik volgens al die gebooie en voorskrifte van die Here geleef. Hulle was kinderloos omdat Elisabeth onvrugbaar was en albei van hulle al op 'n ver gevorderde leeftyd was. Toe Sagaria op 'n keer tydens sy diensgroep se beurt voor God tempeldiens gedoen het, is hy volgens priesterlike gebruik deur die lot aangewys om die heiligdom van die Here binne te gaan en die reukoffer te bring. En die hele menigte van die volk was besig om op die tyd van die reukoffer buite te bid. 'n engel van die Here het toe aan hom verskyn en aan die regterkant van die altaar vir sy reukwerk gestaan, en Sagaria was ontstel toe hy hom sien en vrees het hom oorval. Maar die engel het vir hom gesê, moenie bang wees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor. Jou vrou Elisabeth sal vir jou 'n geboorte gee aan 'n seun en jy moet hom Johannes noem. Jy sal blydskap en uitbundige vreugde beleef en baie mense sal bly wees oor sy geboorte. Ek lees vandag net tot hier, geliefdes. Die voorreg is myne om weer eens vir nog 'n week die koms van die koning te vier. Voordat ons luister na die woord, terwyl ons so sit, kom ons sluit ons oor. Here, dit is daai tyd van die jaar dat alles wat 'n mens om jou sien, waarby jy beweeg, leef, inkopies doen, herinner jou aan feestyd. Baie keer het bitter min van hierdie feestyd regtig met u te doen. Jy sien, dis asof die wêreld iets vier wat hulle nie eintlik weet wat dit beteken nie. U het tuis gekom in my hart. U lê lankal nie meer in die krib nie, Here. U is lankal nie meer in die stal nie. Die ster wat bo alles gehang het, skyn ook nie meer nie. U het tuis gekom in my hart. My omstandighede het nie verander nie, my lewe het verander, Here. En dis wat ek hierdie tyd van die jaar wil vier. Maak nie saak hoe my omstandighede lyk nie. Miskien was dit 'n moeilike jaar vir my. Miskien 'n jaar van spanning. Miskien 'n jaar wat ek verlies ervaar het aan my lyf, in my hart. Miskien 'n jaar wat ek vir myself sê, ek wil dit nie weer oor hê nie. Maar U het tuis gekom in my hart. U het terug. En dit het alles verander.
Dankie vir die geleentheid wat ons vanoggend weer het, om ons kop en ons gedagtes en ons planne in te stel op die ware feesgebeure. Dankie Here vir die stilte, met die groot bedrywigheid daar buite, wat in my lewe heers. Dankie Here dat ek kan weet, en kan juig, en kan jubel, oor die ware fees wat gevier word. Dankie dat U nie aan Uself gedink het, toe U gekom het. Dankie dat U aan my gedink het, want ek het U so nodig gehad, Here. Dankie dat U ook daar is, waar ek nie vandag kan wees nie. Dankie Here dat U met ons geliefdes is, in Suid-Afrika, Namibië, reg oor die wêreld. Dankie Here dat ons ook kan vra dat U met baie van ons gemeente, se mense, wat kuier klaar daar, dat my geliefdes daar is, dat U hulle ook sal bewaar en sal beskerm. U is voorwaar vir ons goed. En ek het vanoggend saam met U gedink, dat as ek terugkyk, en sien hoe U lei, en hoe U troos, en hoe U teenwoordig is, dat die nuwe jaar ook tyd is wat 'n voorreg sal wees, om in die teenwoordigheid deur te bring. Dankie Here dat ons ook die geleentheid het, om U lof te besing. Dit kom werklik uit ons harte, en uit ons binneste. Amen. Ek het in hierdie week my eerste Kerskaartjie ontvang vir die jaar. Ons bure vir 10 jaar daar in Tennisstraat, Roger en Sally Anderson het vir ons kom kuier. Dit het nogal gevoel soos familie wat kom kuier het. En die Kerskaartjie het saamgekom en dit het gelyk soos die wat jy nou baie sal ontvang of in die winkel sien. Dit het gelyk soos verlede week se Kerssangdiens voorblad. Die stal met die flou beligting, die krib in die middel, die pa en die ma, 'n paar diere op die voorgrond, die ster in die lig. En nou weet ek, jy kry ook ander van die wyse manne wat op pad is, en van die herders wat 'n groepie staan om die kind. En ek het toe ek na die kaartjie gekyk het, besef dit beeld iets uit 'n heiligheid, 'n stille nag, wat baie kosbaar is. En baie keer as mens na so 'n kaartjie kyk, en jy kyk na jou omstandighede, dit wat jou omring, dit wat jy 10 minute later oor die nuus hoor, dan klink dit amper asof daai toneel ver verwyder is van dit wat 'n ou beleef. Dit is nie. Die eerste Kersfees het nie soos hierdie kaartjies gelyk nie. Want daar was hierdie oomblik, hierdie stille nag oomblik. Maar die eerste Kersfees het gewemel van spanning, van verlies, van teleurstelling, van pyn. En daarom wil ek vanmôre saam met jou op 'n alternatiewe manier die pad stap om vir jou te wys wat werklik geheers het in daai tyd. Sodat wanneer 'n mens na hierdie kaartjies kyk, na hierdie tonele, en jy sien die vrede en die stilte, dat jy regtig dankbaar kan wees daaroor. Wanneer die koms van die koning aangekondig word, is daar van die begin af spanning. 'n Mens sien dit by die eerste ontvanger van die nuus. Sy naam was Sagaria, 'n ouerige priester. Jy kan maar eintlik sê sy beste jare is verby. Op daai stadium het die lot gekies om die reukoffer te bring in die heilige deel van die tempel, terwyl die volk buite wag. Dit was 'n instelling wat gereeld gebeur het. Maar kyk, Sagaria het van pyn geken. Op hierdie stadium, jy kan maar sê, seker maklik, 50, 60 jaar getroud miskien, nie 'n familie nie. En die mense in daardie tyd was verskriklik wreed. Hulle het 'n oorsaak vir alles gesoek. As jy nie kinders gehad het nie, was jy gestraf. As jy siek was, was jy gestraf. As jy gebrek gehad het, was jy gestraf. Maar dan sê die Bybel, hierdie twee mense
was onberispelik voor die Here. Het alles gedoen wat regverdig was in God se oë. So trek 'n lyntjie deur daai idee. Maar hierdie man ken spanning. Hierdie man ken hartseer, hierdie man ken verlies. En as hy in hierdie tempel is, en hy is besig met die offer, en ewe skielik staan hierdie wese, en jy kan duidelik sien, hierdie is nie 'n mens nie, hierdie is 'n God-gestuurde wese, hy is vervul met vrees op daai oomblik. En dan maak die wese onkalm. Dis ek het vir jou 'n boodskap. Jou gebed is verhoor. Wie weet hoe lang daai gebed gebid is? 20, 30, 40 jaar? Wie weet? Daai gebed is gebid toe opgee eintlik lankal sy wese kon vol het. Jou gebed is verhoor. En dan kom mens agter, daai gebed het niks te doen met Jesus nie. Daai gebed het te doen met hierdie man se eie seun. Jy gaan 'n seun hê. Jou vrou gaan hom geboorte gee aan hom. Jy moet hom Johannes noem. En dan word daar 'n paar goed vir hom gesê. Hy gaan baie mense met blydskap vervul. Die Heilige Gees is al in hom voor sy geboorte. Hy gaan mense na die Here toe lei. Jou kind. En dan word die koppeling maar gemaak. Hy gaan die weg voorberei vir die koning wat eintlik op pad is. En hier word dit dan gekoppel. Hierdie kind van jou, wat jou verskriklik gaan bly maak, wat baie ander mense gaan bly maak, gaan die wegbereider wees vir die koning wat kom. Op 'n stadium beskryf Johannes 1 vers 9 en 10 die spanning oor die koning wat kom. Daar staan geskryf, die ware lig wat elke mens verlig, was op pad na die wêreld. Hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom ontstaan en tog het die wêreld hom nie erken nie en die mense het hom nie aangeneem nie. Soos jy dink, Sagaria, jy ken spanning. En hierdie nuwe mededeling wat nou oor jou kom, bring verdere spanning, want jy wil dit glo, maar jy glo dit nie. Wag tot die koning kom. Nou is 'n engel ewe skielik voor jou staan en jy weet dis 'n engel. En hierdie wese sê vir jou, daar gaan 'n kindjie in die wêreld kom, al is jou vrou oud en al is jy stokhoring oud. Hoe gaan jy reageer? Sagaria het nie 'n goeie reaksie gehad nie. Hy vra eintlik maar wat baie ander mense sou vra, hoe sal ek dit weet? Hoe weet ek dit wat U sopas gesê het is waar? Hoe gaan ek weet dit gaan my lewe verander? Jy sien, as die lewe al vir jou 'n paar klappe gegee het, dan trek jy selfs 'n engelse woorde in twyfel. Dan word 'n mens dikwels iemand wat sinies is, wantrouig, kleingelowig, wreed ontnigterd. As jy eers by daai punt kom dat die lewe jou 'n paar klappe gegee het, dat jy daar eindig, dan raak dit moeilik om enige iets te glo. Net op hierdie oomblik word die spanning dan nou meer. Want ewe skielik sit jy met 'n priester, wat nie net sinies en wantrouig en kleingelowig is nie, maar ook stom. En dis wat die engel sê met hom gaan gebeur, omdat hy nie die vervulde woorde wou glo nie. Jy gaan stom wees. Kan jy sien hoe bou die spanning op, want ewe skielik kan hierdie man nie sy werk doen nie. Ewe skielik kan hy nie uitgaan en vir die volk vertel nie. Ewe skielik moet hy by die huis gaan sit. En dan die engele tweede besoek. Ons het verlede week ook van haar gehoor. 6 maande nadat Gabriël hierdie priester besoek wat nie sy woorde kon glo nie, duik hy ewe skielik by 'n maagd op in Nasaret. En as jy nou gedink het, daar was spanning in Sagaria se lewe. Hierdie is 'n jong meisie,
Onskuldig, besig om haarself voor te berei vir haar troue, en dan ewe skielik staan hierdie wese hier, en hy het 'n groter boodskap vir haar. Ook sy gaan swanger word. Sy gooi dadelik wal. Hulle volg die reëls, hulle loop die mooi pad. Dis onmoontlik. Maar dan praat Gabriël verder en sê, die Gees van God gaan oor jou kom. Maria, jy dra die seun van God. Dis eintlik woorde wat haar wêreld in stukke kan laat spat. Maar die oomblik, as sy vir haar verduidelik hoe dit gaan gebeur, gaan daar vir haar lig op. En word haar skok vervang met opgewondenheid, en word sy die een wat sê, ek is tot u beskikking, Here, laat met my gebeur wat u gesê het. Waar lê die spanning hier? Kom ek vertel vir jou. Hierdie besoek van die engel was 'n private besoek. Dis net hy en Maria. Niemand was by nie, niemand was daar nie, geen getuies nie, niemand wat saam met Maria hoor, die Heilige Gees gaan oor jou kom, jy word swanger. Sy is alleen. Vat dit van jouself, jy bly eeue in die straat, 3 huise verder aan, is daar 'n dogtertjie wat vir jou oog groot word, as sy 15, 16 is, sê sy ewe skielik op 'n dag, ek is swanger, maar die Gees van God het oor my gekom. Sou jy dit geglo het? Ek het so gedink. Dis 'n private, heilige besoek. Dit bring verskriklik spanning in hierdie jong meisie se lewe. Hoekom? Want niemand glo aan nie. Ook nie aan verloofde nie. Jy sien, die eerste deel van 'n huwelikseremonie is klaar voltrek. En daardie tyd het jy gewoonlik saam met jou pa gekom na die vrou wat vir jou gekies is, en jy het eintlik 'n seremonie begin, en dan het jy teruggegaan as bruidegom, voorbereidings getref, en as alles reg was, het jy haar kom haal. Jy was verloof na die eerste besoek. Maria wag vir Josef om haar te kom haal, om volledig getrou te wees. Maar dan hoor Josef wat gebeur het, en hy is nie van plan om haar te kom haal. Hy kon haar eintlik in daai tyd laat stenig het, want dis wat jy gedoen het met iemand wat ontrou gepleeg het. Maar dan besluit hy eenvoudig, hy gaan maar net wegraak. Hy gaan die verloving verbreek. Sy gaan nie verder sy bruid wees nie. Tot op die einde het die Jode nooit geglo dat Jesus deur die Heilige Gees verwek was nie. Mens lees op die stadium Johannes 8 vers 41, toe Jesus met die Jode praat oor die Vader wat hulle nie ken nie, toe sê hulle vir hom, maar hoor hier, anders as jy is ons nie uit hoerery gebore nie. Die Vader is ons Vader en ons ken hom. Gelukkig stop die engel ook by Josef. Vertel vir hom die ware stand van sake, van die spanning 'n bietjie weg. Sê vir haar, jy trou met hierdie meisie, jy word vir hierdie seentjie pa, jy noem hom Jesus. Jy noem hom Jesus. En nou kan 'n mens dink, jy kan opgewonde raak, die ergste spanning, die misverstand is uit die weg geruim, wat hierdie jong meisie moes deurgaan met almal vir haar kyk en haar bepraat, dis weg. Hulle kan nou voorberei vir die koms van die koning, maar dan kom die dekreet, toe sy hoogswanger is. Rome wil mense tel. En in daardie tyd is Rome mense getel het, en die keiser het 'n dekreet uitgevaardig, het jy geweet, dit gaan oor hoër belastings. En almal moet gaan na hulle stamplekke toe, daar waar jy vandaan kom, Josef uit Bethlehem uit. Sy is ver swanger. Dis 150 kilometer tussen Nasaret en Bethlehem. Sy moet op reis gaan, deur die hitte, deur die koue,
dit duur dae, en 'n tyd in haar lewe wat jy eintlik dit nie meer moet doen nie. En uiteindelik, as hulle na almal waarskynlik daar aankom, want hulle moet meer rus langs die pad, verander haar ongemak en spanning in 'n verleentheid. Daar is nie plek vir hulle nie. Die hotelle is vol, die herberge is vol, selfs die granny flats is vol. Daar's nêrens 'n ruimte nie. Daar's een plek wat onder dak kan gee. Maar die plek is nog leeg, omdat geen mens ooit daar oorbly nie. Die plek is vol diere, die plek is vol reuke, die plek is waarskynlik vol vlooie. Die enigste mense wat ooit in hierdie stal kom, is die herders, wat as hulle nie saam met hulle skape in die oop veld slaap nie, kom slaap hulle saam met hulle hier. Die plek is oop. Na al die spanning, die misverstand, die ongemak, die ongerief, die verleentheid. Daardie nag het God gereël vir 'n engelekoor. Maar daar was steeds nie akkommodasie. En om geboortepyne te hê sonder 'n heenkome, dit moet nag wees. Hierdie stal is erger as 'n plakkersit. Dis benede menslikheid, nie geskik vir menslike verblyf nie. Dit word ook die Kersfees van ongemak en skande. Dat hierdie ongebore kind die seun van God is, self God is, weet niemand nog nie. Op hierdie stadium teken niemand vir Josef en Maria met stralekransies om hulle koppe nie. En dan word hy gebore. En hy word neergelê in 'n voerbak. En die enigste mense wat die engelekore sien en wat kom om hulde te bring, is juis die herders. Was mense wat jy gewoonlik nie naby jou kinders toegelaat het nie. Want baie keer was die herders mense wat kriminele was, wat maar uit die oog uit wou bly en eenkant in die veld hulle werk gedoen het. Die Kersfees van spanning, van ongemak, van skande. Uiteindelik dink 'n mens dis verby. Jy kom nou by die Kersfeeskaartjie uit, daai toneel wat jy sien, dit breek uiteindelik aan, dis soos 'n lang moeilike jaar en uiteindelik kom jy by die punt wat jy kan sê, ons is hier deur. Maar dan hoor die koning dit. En toe ons net nou gelees het oor Sagaria, was dit met 'n rede dat jy gelees het, koning Herodes was koning oor Judea. Want dis hoe hierdie verhaal ingelei word, met koning Herodes wat in jou agterkop leef. Dis die finale spanning. Die koning weet van niks. En dan kom die wyse manne van ver af, kom by hom aan en sê, weet u van die nuwe koning, en waar is hy? En ewe skielik is hierdie wrede mens, wat net op homself ingestel is, bloedlustig en inhalig. Ewe skielik is sy wêreld omgegooi. En hy bring sy skrifgeleerdes nader en sê, hierdie wyse manne praat van iets, hulle het die ster gesien, die sterrehemel kondig dit aan. Hulle praat van iemand. Wat gaan hier aan? En dan onthou die wyse manne, die skrifgeleerdes, sy eie, van 'n ou profesie. Jy Bethlehem Efrata, die koms van die koning. En ewe skielik weet hy ook, die tweede Dawid word gebore, die nuwe koning, en hy word in Bethlehem gebore, en soos met die eerste Dawid, wat klaar deur God gesalf was, terwyl Saul nog op die troon gesit het, gebeur dit ook hier. Die koning is woedend.
Hy is beslis nie Saul nie. En hy gaan sy troon nie prys gee nie. Hy is bloeddorstig, hy is 'n tiran. En as jy gedink het die spanning is klaar, 'n nuwe opdrag van die koning af, gaan Bethlehem toe en maak elke seentjie onder 2 jaar dood. Dit word die Kersfees van uiterste verlies. Daai eerste Kersfees is daar soveel ma's en pa's wat huil en treur. Dit word die Kersfees van spanning, van verleentheid, van ongemak, van verlies, van seer, van pyn, van woede. Dit word die Kersfees waar hierdie babatjie saam met sy ouers moet vlug Egipte toe, dat sy lewe gespaar kan word. Maar weet jy wat? Dit bring Kersfees in my lewe in. My lewe is nie ver verwyder van dit wat ons nou vier. En dit wat ons vier is nie ver verwyder soos 'n kaartjie van dit wat ons beleef nie. Johannes 3 vers 16, so lief het God hierdie wêreld gehad. Met sy spanning, sy verlies, sy ongemak, sy wreedheid, sy pyn. Dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ons vier nie aan 'n Kerskaartjie stilte en vrede nie. Kersfees sê die Here het tuis gekom in hierdie wêreld. Die Here het tuis gekom in my spanning, my verlies, my pyn. Die lig het my donkerte kom verlig. En dis die ware betekenis van Kersfees. Voordat hierdie ouetjie gebore word, is daar klaar skande om sy kop. Hy word die keiser se pion, hy word die koning se kopseer. Hy word die plakker tussen blaasdiere, hy word die baba in 'n voerbak, hy word die banneling in Egipte. Maar dis Kersfees, omdat hy tuis kom in my hart. Hy staan langs my. Hy loop voor my. Hy leef in my. Aan U alle eer. Amen. Stille nag, heilige nag. Wie sou nou ooit kon dink dat dit maar normale omstandighede was wat daai heilige nag omring het. Dat dit maar dikwels mense in 'n brede wêreld was wat die nuus ontvang het. Wie sou nou dink dat mense nadat die nuus gekom het ook verkeerde besluite sou neem? Dit wil spanning sou ervaar, uitgelewer was, een kant verstoot was. Met hulle lewens sou ons moet. Dankie Here dat U nie teruggedeins het vir ons wêreld nie. Dankie dat U onder ons kom tent opslaan het. Dankie Here dat U nie blind gekom het vir my verlies en my spanning en my seer nie. Dankie Here vir al U genade. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Heer en van die Heilige